Maar Omnia baie beslis bekend daar. Sampioene kan net opgestiliseerde Organiseerder van die slaglampveiling. Dit is weer lekker om met die boere te gesels en baie beslis ons wil kyk na Omnia se grafiek. Onthou Omnia is die kunsmis groot verspreiders in Suid-Afrika, natuurlik IECI ook, maar Omnia baie beslis bekend. Maar wat ons hier sien, men onthou die Brent olieprys is baie hoog en ons gaan daarna kyk net nou. Maar kom ons kyk 'n bietjie na Omnia met al hierdie nuus van die olie en dat daar chemikalia onder druk is en hulle nie uit die wêreld uit versprei kan word nie. Baie van daai bote lê en wag. Sit ons hierso met 'n grafiek wat vir ons eintlik baie mooi wys dat hier 'n dalende wig aan die ontwikkel is. Daar is die die stygende wig. Ek is jammer, daar is die stygende wig in werking. Nou 'n stygende wig is gewoonlik 'n wig wat na onder toe breek. Met ander woorde, met al hierdie goeie nuus wonder ons of nie al die goeie nuus vir die kunsmis en vir al hierdie plekke en vir hoë oliepryse ingeprys is nie, want onder hierdie vlakkie, daar is jou steenlyn. Ek kry hom by daai kerse laagtepunt van R89, R87.11 kan hierdie stygende wig na onderbreek. En waarheen kan hierdie stygende wig gaan? Ek dink die boere sal baie verlig wees dat hulle 'n bietjie verligting kan kry in die kunsmispryse, want onthou as kunsmispryse afkom, sal 10 teen Omnia se prys ook afkom en dan kan hy daal na al die pad na R80.46. So kom ons hoop dit gebeur. Kom ons hou daardie vlakkie dop. Dit is daai R87.11 vlak. Onder dit kan hy baie maklik na onderbreek, maar natuurlik hy kan verder boontoe gaan en hier by R92 vaskop hierbo. Maar ek glo hierdie prys is besig om al die goeie nuus wat daar is om hierdie aandeel te help, stadig maar seker besig is om te verdiskonteer. Kom ons kyk 'n bietjie na die rand. Die rand natuurlik, as ons kyk na daai grafiek, duidelik kan ons sien dat die momentum na bo is. Ons het altyd gedink die rand kan net bly versterk en skielik is die prentjie anders. Hier was 'n laagtepunt, daar's 'n hoër laagtepunt, daar was 'n hoër laagtepunt en nou maak hy 'n lamppaalformasie, maar ongelukkig met 'n lamppaalformasie gaan jy gewoonlik 'n terugtrek kry en kyk 'n bietjie na hierdie putte. Daar was klomp randkopers laasweek wat bereid was om in hierdie area rande te koop. Hulle is verkeerd gevang met die oorlog in Midde-Ooste wat nie wil tot 'n einde kom nie, maar die rand kan vir my steeds verswak bo hierdie vlakkie en ek wil daai vlakkie gee en daar's daai vlakkie, die rand kan verswak bo R16 en 70 sent, bo 16.70 momentum op vir die rand vir 'n verswakkende rand. Dit kan natuurlik die boere se sagte kommoditeitspryse ondersteun, maar wees 'n bietjie versigtig. Ons het sterk verswak van 16.20 na byna R17 in letterlik 'n paar dae. So hou daai vlak dop van R16.70. Onder dit kan die rand al weer 'n bietjie versterking kry. Gewoonlik wil ons hê dat hy weer dan baie naby aan hierdie 50 dae bewegende gemiddelde begin vaskop. Dis hier by die R16.20 vlakke rond, maar ek sien 'n baie sterk steenlyn in die middel van hierdie area en dit gaan wees rondom R16.41, want kyk, daar het hy lank gewerk om dit te breek, so miskien 'n terugtrek van 16.70 terug na R16.40. Kom ons sluit die program af met Brent olie. Al die boere weet dat Brent olie is die probleemkind van die wêreld. Dit is al jou insetkoste word bepaal deur hierdie grafiek. Daar's die lamppaalformasies. Ons het twee vensters hier wat gebeur het gedurende die oorlog. Die eerste ene is $92.97. Hy sal sluit by $91.58 en kan julle glo hier heel onder lê daar 'n venstertjie en hy lê tussen $75.56 en hy sal eers sluit by $73.43. So 'n lamppaalformasie sê gewoonlik vir jou hy gaan nie vir ewig kan aanhou nie, maar hier ongelukkig is daar net een woord en dis die oorlog in die Midde-Ooste. Terwyl daai oorlog aangaan en daar nie dinge na 'n kant toe kan kom nie en hulle kan nie die olie uitkry om te vervoer nie, het ons ongelukkig probleme met alle sagte kommoditeite, maar die eerste teken van 'n terugtrek in die olieprys gaan wees onder $98.88, net so onder die $100 vlak waar ons nou is, maar baie sê natuurlik hy gaan terug na hierdie hoogtepunt toe van laasweek 113.98 en dan praat daar baie mense van 'n vlak van
150.000 en waar $150 en waar kry hulle daardie vlak? As jy hierdie projeksie hier doen en jy skuif hom daar na al die pad boontoe, dis die hoogtepunt van daai kers en daar vat jy hom op boontoe, as jy daai projeksie boontoe vat, dan kom hy baie naby aan 150 uit. Kom ons vat hom net daar, dan kan jy hom projekteer, dan gaan hy na 150 toe. So, ek dink dis 'n bietjie oordoen, mens weet nooit wat gaan gebeur nie, want met 'n oorlog weet niemand nie. So kom ons hoop vir die boere dat ons 'n bietjie van 'n verswakking kry en dit is onder $98.88. Wel, besoek gerus ons webtuiste www.franseklerk.com vir meer inligting en soos gewoonlik ons praat weer. Dr. Klaas-Jan Leeu van die Landbou Navorsingsraad kuier vandag in die ateljee om met ons te gesels oor navorsing wat hulle doen. Baie interessant en dit gaan oor 'n onderbenutte produk, naamlik gebruikte sampioene groei medium. Nou hy en Dr. Ingrid Malebana werk hieraan. Klaas-Jan, welkom. Ek sien verskriklik uit om na jou te gesels oor hierdie onderwerp. Kan gebruikte sampioene groei medium gebruik word as veevoer? Dankie Lise. Die internasionale literatuur wys vir ons uit dat die gebruikte sampioen groei medium gebruik kan word as 'n veevoer. Daar is helaas nie baie plaaslike data beskikbaar nie. So ons kyk regtig daarna en ons het navraag gedoen by plaaslike sampioene vervaardigers, wat nou vir ons gesê het, die meeste van die goed gaan na kompos toe. So die komposvervaardigers wat ons in die winkels koop, maar hulle kry hierdie gebruikte groeimedium. So, en dit beloop in die duisende tonne wat plaaslik geproduseer word. So ons kyk beslis daarna as 'n alternatiewe veevoer. So waaruit bestaan hierdie produk en hoe word dit gemaak? So die medium self word by 'n sampioenfabriek gemaak en dit word dan op verskillende maniere gedoen. So elke sampioen vervaardiger basies het verskillende metodes, maar die basiese ingrediënte is maar dieselfde. So dit bestaan uit strooi, koringsstrooi voornamelijk, grashooi, lucern en turf. En die turf word uit vanaf Europa ingevoer selfs. So dit is 'n baie lang pad wat daai goed vat. En partykeer gebruik hulle ook hoendermes om nou die stikstofgehalte te verhoog in die groeimedium. Nadat dit gecomposteerd word, word dit ook verder gesteriliseer, want die sampioene kan net op gesteriliseerde medium groei. Hulle is baie gevoelig vir siektes, so mens moet dit probeer verhoed. Dan word dit behandel met sampioenspore, waarna dit in spesiale groeikamers geplaas word op groot bakke, en waar dan die sampioene kan ontwikkel uit die spore uit. Na 'n tweede groeisiklus van sampioenproduksie,
word die groeimedium verwyder, dit kan nie verder gebruik word nie, en is dan moontlik beskikbaar om as veevoer of kompos gebruik te word. So wat is die beraamde voedingswaarde? Dit het seker 'n voedingswaarde, so die voorlopige resultate wat ons vanuit 'n sampioenvervaardiger hier in Gauteng gekry het, is dat het het 'n hoë droommateriaalinhoud, het het 'n ruwproteïnwaarde van oor die 10%. So dit is baie goed en vergelykbaar met goeie kwaliteit grashooi. So dit kan, met hierdie eienskappe kan 'n mens basies die produk as 'n veevoer kan gebruik. Wat beteken dit nou vir die sampioenbedryf? So die sampioenbedryf is nou redelik, hulle het hierdie produk wat nou grotendeels as 'n verwyder moet word, en dit word dan gewoonlik na komposfabrieke toegestuur, waar hulle die kompos maak wat ons as tuine gebruik. En dit is nogal, so ons probeer om 'n alternatiewe mark te kry vir hierdie produk, onder andere, maar ook dit kan steeds 'n geskikte veevoerbron wees. Is daar ander voordele om hierdie medium te gebruik as veevoer? Zeer sekerlik, uit die literatuur wat ons ondersoek het, het dit gebleik dat die mycelia, dit is basies die wortels van die sampioene, het goeie eienskappe in die kompos wat gewys het dat daar moontlike gesondheidsvoordele vir die diere kan wees, en die diere selfs 'n bietjie beter laat presteer as hulle met hierdie produk gevoer word. So julle staan nog aan die begin van die navorsing? Dit is, ja, ons staan beslis aan die begin van die navorsing, en ons kyk na verskillende goeders, soos wat is die invloed van die verskillende sampioenspesies op die moontlike voedingswaarde van die produk. Ons het nou 2 bronne wat ons getoets het, en uit ons voorlopige resultate blyk dat dit beslis bruikbaar kan wees. Nou ja, gaan jy weer met ons kom gesels hieroor? Seker. Natuurlik. Baie dankie Dr. Klaas-Jan Leeu van die Landbou Navorsingsraad wat vandag met ons gesels het oor gebruikte sampioen groei medium wat hopelik eersdaags as veevoer gebruik kan word, 'n goeie hulpmiddel, en hulle doen hierdie navorsing en hy doen dit saam met sy kollega Dr. Ingrid Malebana. Hallo, ek is J.G. de Tooy van Swellendam Landbouskou 2026. Ek is die organiseerder van die slaglamveiling. Ek dink ons het 'n redelike of eintlik 'n goeie, suksesvolle skou gehad, slaglamveiling. Ons is nou net klaar. Ons het die jaar 68 lammes gehad, wat ongelooflik is as jy vat die omstandighede buite. Ons het inskrywings van wyd en suid gehad. Ons was bevoorreg om ouens uit Darling te gehad het. Johnny Forbes hulle, Vredesig, en dan het ons ook lammers uit die Riversdal, Heidelberg omgewing gaan haal. Dit is 'n absolute voorreg vir ons dat mense ons so van wyd en suid ondersteun. Praat sommer 'n bietjie oor die wenlam van die jaar se slaglamkompetisie. Dit is dan nou aan Johnny Forbes hulle daar van Darling, Vredesig boerdery. Dit was 'n lam van 21.2 kg en 'n A2 lam. Ek het vanoggend bietjie met Evan Gert gesels, sy is 'n beoordelaar, en hy sê uit en uit die vetverspreiding is wat die karkas deurgehak het en die wenner gemaak het vir ons. So ja, dit van my kant af. My naam is Daniel Rousseau, ek is die nasionale hoof van verkope by Netbank Landbou. Ons kuier vanoggend by Swellendam Skou, waar ons 'n baie geslaagde besigheidsontbyt gehad het met Piet Kroukamp as een van ons gassprekers, en ook Theo Foster van Galileo Capital, wat bietjie gesels het oor die ekonomie. En ek dink beide van hulle het vir ons 'n baie sobere blik gegee op die politieke situasie tans in Suid-Afrika en in die wêreld, en dan ook die impak wat dit op die ekonomie het en hoe lyk ekonomiese vooruitsigte vir die volgende paar jaar. Maar ek dink die positiewe boodskap wat ons ook vir mekaar gesê het, is dat die groeigeleenthede wat nog altyd in landbou bestaan, desniettenstaande die uitdagings waar ons tans mee sit, is daar nog altyd groeigeleenthede. En dan as ons gaan kyk na landbou se bydrae tot die ekonomie in die laaste 20 jaar byvoorbeeld, wat konstant beter presteer het as die res van die ekonomie, is dit definitief bedryf, ek dink wat ons as finansierders ook nog meer kan investeer, nie net in die primêre kant van landbou nie, maar ook binne in die waardeketting.
Dirk Strydom, bestuurende direkteur van Nampo. Ons is weer hierso by Swellendam se oggend, waar ons 'n oggendontbyt het met die wareketting en die produsente en dis vir ons baie belangrik om deel te wees van hierdie oggende. Dis altyd goed dat produsente nuwe inligting kry, dat hulle nuwe insigte kan kry en bietjie weer kan teruggaan na hulle plase toe en gaan kyk na nuwe denkinge en gaan kyk waar kan hulle nuwe geleenthede skep. Nou ons weet tans dat ons regtig binne in die wintergraanbedryf is die pryse nie lekker nie, die pryse is baie laag, wat beteken die winsgewendheid is baie laag. So produsente het bietjie ekstra pitkos nodig om te kyk hoe kan hy anders te dink oor sy bedryf en hoe kan hy anders te dink oor sy besigheid ook. En dis deel ook waar ons rol as Graan SA speel om te sê waar kan ons 'n beduidende impak vir die produsente maak. En dis waar ons goed na kyk soos die koring invoertariewe wat ons hoop om binnekort afkondigings oor dit te kry, waar ons nuwe aansoeke ingedien het, waar ons werk aan goed soos die area diferensiaal, hoe kry ons hom meer effektief, hoe kry ons hom beter, nuwe kultivaarontwikkeling, alles klein boublokke om te probeer om die produsent meer volhoubaar op die plaas te hou. En dis hoekom ons ook deel is van hierdie oggende by verskeie skoue in die Wes-Kaap en ook ander skoue in die land, is om te sê, hoe kan ons weer op 'n ander vlak ook terugbied aan die produsente en vir hulle nuwe inligting kan gee en dat hy so voldoende volhoubaar in die toekoms kan wees. So dis vir ons 'n voorreg om deel te wees. Dit was regtig weer op Swellendam 'n baie goeie oggend en ek dink gegee die inligting wat die produsente gekry het, kan hulle weer gaan kyk wat hulle kan verander op hulle plaas en soms is daar nie verandering nodig nie, soms is dit ook net om die omgewing beter te verstaan. Goeiedag, ek is François Swanepoel, die hoofuitvoerende beampte hier by SSK en is weer eens vir SSK 'n enorme voorreg om op dan nou hierdie naweek betrokke wees by Swellendam se skou. Ja, dit is die begin van 'n nuwe jaar 2026 en ons het 'n baie moeilike einde van verlede jaar gehad. Ons graanproduksie hierdie tweede helfte van die produksieseisoen baie swaar gekry. Ons het 'n baie droë laaste deel van die produksieseisoen gehad. Ons was baie dankbaar dat ons steeds 'n gemiddelde oes kon hê, maar sedert middel Junie verlede jaar het die feitelik geen reën geval in die Suid-Kaap Oeverberg area. En ons het met groot afwagting uitgesien na die reën en ons is baie dankbaar om vandag te kan sê dat ons so 14 dae terug mildelike reën gehad het. Tussen 50 en 100 mm is reg deur ons area ontvang. En dit beteken die onkruid kom op, die spuite loop en ons is besig om gereed te maak vir die plantseisoen wat oor 'n maand van vandag af gaan begin. So ja, SSK is baie opgewonde oor die landbou, baie opgewonde oor die heiligheid wat daar gebeur. Al is die koringprys laag, al is die dinge nie heeltemal daar waar ons dit wil hê nie, is ons steeds baie positief oor landbou en sien ons uit na die produksieseisoen. Baie dankbaar vir die skou, baie dankbaar vir al die lede en al die produsente wat hierdie besigheidsoggend vanoggend saam met ons is en ek hoop regtig hulle gebruik die geleentheid om hierdie skou ook nuwe toerusting, nuwe geleenthede, nuwe tegnologieë te ontdek tot voordeel van elkeen van hulle boerderye. Geniet die skou. My naam is Piet Kroukamp, ek is 'n professor in politiek aan die Noordwes Universiteit en ek was hier by Swellendam, die skou vandag. En die sentrale idee wat ek probeer lig werp op is die weefsel van die politieke stelsel, die verhouding tussen die uitvoerende gesag, die wetgewende gesag en die regsprekende gesag en watter mate die skade wat ons gekry het sedert staatskaping en die korrupsie wat daarna gevolg is wat blootgelê is onder andere in die Madlanga Kommissie. Wat doen dit aan hierdie verhouding tussen hierdie drie instellings en in watter mate beïnvloed dit demokrasie op 'n byna terminale wyse? En is dit moontlik om die stelsel weer terug te bring, weer te herkalibreer as dit ware na die grondwetlike waardes wat ons voorgestel het in die 1996 grondwet. En as voorbeelde daarvan, ek het een of twee van die voorbeelde genoem, ek dink die Moetfees het baie goeie werk gedoen om minstens in sy bedryf het hy die konstruksiemafia in 'n groot mate aangespreek, dieselfde in KwaZulu-Natal gebeur. So ek dink daar is areas waar ons relatief sukses het. SANRAL word baie goed bestuur, SARS word baie goed bestuur, die inkomstediens en ek dink ook die kieswet het fenomenale werk gedoen die laaste klomp jaar. So daar's dele waar die staat werklik goed bestuur is. En ek dink die weefselskade wat bestaan is van so 'n aard dat dit is die deel wat ons net deur ekonomiese groei kan regmaak. Dis die deel wat ons net deur innovasie en die invoer van tegnologie en net 'n hoër vlak van ekonomiese deelname, nuwe waarde en voorsieningskettinge ons bevestig. En dan met vertroue in die stelsel kom, kapitaal moet in die stelsel invloei wat dit moontlik maak vir ons om weer daardie historiese waarde van die 1996 grondwet te herstel. Dit gaan moeilik wees, dit is 'n opdraande stryd. Ek is Theo Forster, mede-stigter van Galileo Capital
Ek het vandag hier by die Swellendam skou gepraat basies oor 3 of 4 elemente. Die eerste ding was Suid-Afrika het eintlik hierso van laat 2008, 9, 10 op 'n per capita basis begin agterraak. Ons het agtergeraak uit die konkurrente lande, soveel so dat die hoë inkomste middelklas lande waarvan ons deel was, se ekonomie is nou rondom 50% groter as ons. Dit was ons eie skuld. Die tweede punt oor gesels, ek reken dat die rand is nou, as jy die laaste 20, 25 jaar kyk, op redelike waarde. Dit beteken nie hy kan sterker of swakker gaan nie, maar gaan kyk na die inflasiedifferensiaal oor die afgelope 25 jaar, dan is ons nou maar in lyn met die gemiddeld oor hierdie periode. Dan het ek gesels oor rentekoerse. Ek dink gegeewe as inflasie nader aan 3 bly, is daar ten minste nog 2 of 3/4% rentekoersdalings moontlik. Maar ek het ook beklemtoon dat om op vooruitskattings te steun, vertel jy meer van die ou wat die vooruitskatting maak as van die toekoms. En dan laastens, jy moet fokus op jou eie besigheid. En ek het 'n klomp voorbeelde gebruik van ouens wat in hierdie omgewing gefokus het op hulle eie besigheid, die goed wat hulle bestuur, reg gedoen het, werklik suksesvol kan wees. So moet jouself nie blind staar teen politieke nuus, ekonomiese nuus, fokus op wat jy kan bestuur, doen dit so goed moontlik in kern, soek vir geleenthede, hulle gaan altyd daar wees en ek het dit duidelik uitgewys. En dan, dit is 'n wonderlike skou, wonderlike geleentheid en ek het baie geniet.